Here Jesus, dankie dat ons vanoggend weet dat U God is en dat U opgestaan het. Here, dankie dat ons vanoggend kan in dankbaarheid kom en net voor U kom staan vanoggend en Here, U naam kan kom verheerlik of verhoog vanoggend. Here Jesus, dankie dat ons weet dat U God is. Dankie dat ek weet my koning leef en my koning regeer vanoggend. Here, dankie dat ons vanoggend uit dankbaarheid by U kan kom stil raak en kom hoor wat U hart is vir ons, Here Jesus. Here, dankie dat ek weet dat die graf leeg is vanoggend en dat U opgestaan het en Here Jesus, dankie dat ek weet dat ek vanoggend 'n oorwinning het, Here Jesus, want U is my koning, U is my God, Here Jesus. Papa Vader, vanoggend kom staan ek in aanbidding voor U en ek wil net buig en sê, Here, halleluja, prys die Here, U is groot. Because you are the Almighty King. You are the Lord of Lords. You are a gracious and compassionate God this morning. You are the Almighty One. Here Jesus, vandag kan ons nie anderste as om te jubel en te juig oor wat U vir ons doen nie. Ons kan nie anderste as om blydskap in ons harte hê. Ons kan nie anderste as om vreugde en vrede in ons harte beleef nie, want ons God is in beheer. Amen. Here, dankie dat ek weet, Here, dit maak nie saak hoe groot my uitdaging vanoggend is, Here, U dit reeds oorwin. Maak nie saak waar ek myself vind nie, Here Jesus. U is met my. Al U stok en U staf, U vertroos my, Here Jesus. Here, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ek kan net vanoggend opkyk, en ek kan net vanoggend U soek, ek kan net vanoggend glo, vertrou. Here, ek kan net vanoggend U aangesig aanroep, en Here, U weet dat U met ons is, Here Jesus. Papa Vader, ek kom net vanoggend, Here, en ek bid vanoggend, Here, terwyl ons hier sit, Here Jesus, dat U vanoggend in die harte van ons mense sal werk, Here, dat U vanoggend iets in hulle sal wakker maak, Here, iets in hulle sal opgewonde kry, om weer 'n vreugde en 'n vrede te hê, soos wat net U kan gee, Here Jesus. Here, dankie, dat ek nou net hierdie diens in U hande kan oorgee. Here, dankie dat ek kan weet, my God is in beheer. Here, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En niks meer as U het ons vanoggend nodig, Jesus. So ek kom vanoggend, Here, en ek spreek 'n seën oor elke persoon wat hier sit vanoggend. Ek bid, Here Jesus, dat U hulle ingang en hulle uitgang sal seën. Ek bid, Here Jesus, dat U hulle die kop sal maak en nie die ster nie, Here Jesus. Here, ek bid vanoggend dat U hulle die vreugde sal gee wat net U kan gee. Dankie, Vader, vir dit wat U doen. Dankie dat U hier is vanoggend. Seën nou hierdie diens verder. Ek bid dit alles in U groot en heilige naam. Ja, baie welkom vir ons opstandingsdiens. Ek is regtig excited oor vanoggend, oor wat God vanoggend vir ons wil sê, en ek glo in my hart dat hy vanoggend iets met julle wil deel. Weet, die hele week was so gejaag, hy was die mekaar, en as ek my wees sien, is nog 'n dag verby, en alles kom net nader en nader, en ek is nader van, kyk in die tyd net vir so 'n bietjie stil staan, dat ek net ook bietjie kan asemhaal, en in dit alles het ek hierdie kalmte gekry en geweet wat God is in beheer. Maak nie saak wat nie. En so ek wil vanoggend vir jou, miskien sit jy vanoggend hier, so en jy is deur aan een of ander storm besig om te gaan, of deur een of ander hartseer, of wat ook al dit mag wees. En ek wil net vir jou vanoggend sê, weet jy wat, Jesus is in beheer. Hy sal nie iets doen wat jy nie gaan verstaan nie. Jy moet net rustig raak. Hou vas aan hom, want God is altyd daar vir ons. Hy sal ons nie in die steek laat nie. So ek wil vanoggend met julle praat oor Jesus wat opgestaan het. Maar ek gaan so 'n bietjie anders te doen, so julle sal sien soos ek aangaan. Maar Jesus het opgestaan op die derde dag. Hy het die dood oorwin. Hy het gemaak dat ek en jy vanoggend kan vry wees. Hy het gemaak dat ek en jy vanoggend hierdie geleentheid het om God te dien met oorgawe en alles. En dis vir my partykeer so hartseer as ek kyk hoe ons die Here dien, hoe ons nie met oorgawe God dien nie. En ek weet ons elke persoon het sy eie manier hoe hy die Here dien en aanbid en so. Maar tog, ek wil jou een ding vertel, as ons daar bo in die hemel kom, gaan ons jubel en juig. Dan gaan jy maar jou ore moet toedruk as die ou langs jou te hard sing en te vals sing, want jy gaan sing, okay? So as jy nie van sing hou nie, jy gaan begin leer van sing hou, want jy gaan jubel en jy gaan die Here se naam groot maak. En want ons gaan sy eer besing.
En God is waardig om geloof en geprys te word. Hoekom? Want hy het sy seun vir ons gestuur. Ek sê vanoggend vir Antoinette, ek kyk so en ek lees deur my skrifgedeeltes en ek kom tot hier en dis nou my opinie, so asseblief moet ek nie gaan sê, dit staan iewers in die Bybel nie, dit staan nie in die Bybel nie, dis Petrus se weergawe van toe ek hierdie lees. So ons het die Ou Testament en ons het die Nuwe Testament, korrek? So die Ou Testament is waar Abraham, David, Isak, al daai mense geleef het, en dan het ons nou die Nuwe Testament waar Jesus gekom het en alles het verander. En Jesus is gekruisig en Jesus het opgestaan. En toe ek volgens so besig is, toe sê ek, Here Jesus, eintlik is ons die bevoorregtes, die after Christ, nadat Jesus gekom het, want ons het ek soos ek sê, ons kan vrymoediglik na God toe gaan, ons het nie nodig om na 'n hoëpriester toe te gaan, om hom 'n paar skoetjies en kalfies en duifies te gee vir al ons verskriklike baie nonsens wat ons aangevang het nie, ons is nou vry van dit. Maar hulle het hulle eie dinge gehad, hulle het nie vir Jesus gehad, ons het Jesus gehad. En as gevolg daarvan is ons beter af, want ons is nou eintlik vry. En ons kan die Here vrylik aanbid, ons kan die Here, hulle moes al die goeders deurgaan, hulle moes al die wette gehoorsaam, hulle moes al die, en ja, ons moet ook sekere goed gehoorsaam, maar het is completely different. En ek moet net ook besef kom, hoe bevoorreg is ek en jy eintlik, om die after Christ kinders te wees, en nie die before Christ, ek maar so kan sê. Want vanoggend is jy die bevoorregte posisie om na die Here toe te kom, net soos jy is, voor hom neer te val en hom te aanbid. En te sê, Here, hier is ek. So ek gaan vir julle begin lees uit Matteus 28 vers 1 wat sê die volgende: Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom en die wagte gebeurde en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos wat hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hy het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. So hierdie vrouens het gekom, hulle het by die graf gekom, die graf is leeg, dit wat Jesus getuig het, hulle het aardbewings beleef, hulle het wonderslae, hulle het Jesus langs die pad gesien, hulle het al die goed beleef om net te en hulle het voor sy voete neergeval, omdat hy God is. Wat sal jy doen as Jesus hier so is? Sal jy voor sy voete nou neerval, sal jy hom so aanbid? Wie van ons gaan wegkruip en wie van ons gaan nader na God toe gaan? Partykeer is dit vir my sleg as ek met mense praat en hulle sê, ek is actually te bang om na God toe te gaan. Want ek is dan so groot sondaar, ek doen soveel dinge verkeerd. En maak nie saak of jy sondaar is, dis juist, God het gekom vir jou en vir my, wat sondaars is, sodat ons gered kan word, sodat ons by Jesus kan uitkom. En ek en jy is in die bevoorregte posisie waar ons vandag kan celebrate dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ons kan vandag celebrate dat Jesus die oorwinning vir ons behaal het en dat ons vry is. Ek hou aan mense sien wat aan kettinge vasgemaak is, wat teruggehou word. Jy weet daai in die flieks het gewoonlik hierdie bulle, honde en diere wat so aan kettinge vasmaak, wat so hardloop om iemand te gryp. Dis hoe ek sien partykeer van ons is. Ons is soos wilde honde wat vasgedruk word en vasgevang is in kettinge, omdat ons nie toelaat dat God ons vrymaak van dit wat ons pla. Ons hou daarvan om in daai situasie te wees, ons hou daarvan om nie vry te wees, ons hou daarvan om vasgevang te wees en in kettinge vasgemaak te wees. Om een of ander rede.
Ons hou so vas aan ons verlede en aan wie ons was en waar ons was, dat ons vergeet oor wie ons kan wees en wat God se plan vir ons lewe is. Die twee doopkandidate, vandag is 'n nuwe begin vir julle. Vandag mag jy nie terugkyk eintlik na jou verlede toe nie. Jy moet uitgaan en vorentoe gaan en net voor jou kyk. Die verlede is die verlede. Maar ons hou vas aan dit wat ons ken, sal ek sê. Dit wat ons maar moet deurgegaan het en ons maar teruggaan het. As ek en jy eintlik net besef, hoe bevoorreg is dit ons om vry te wees vanoggend. Hoe bevoorreg ons is om 'n kind van God genoem te word en die Here se naam te kan groot maak. Die Here het ons gered. Hy het die prys betaal. Ons het Vrydag toe ons, vir die van julle wat hier was, het ons hier afgestap, ons het basies die weer na Dolorosa gedoen. Ons het die planke daaronder gaan brand met al jou probleme op. En toe, wat het daarna gebeur? Het jy dit daar gelos, of het dit vir jou saamgevat? Jesus het ons vrygemaak, sodat ek en jy, net soos Jesus, opgestaan het. Jy het vanoggend opgestaan, met 'n doel, want God het 'n plan. God het jou wakker gemaak, sodat jy vandag kan celebrate oor wat hy vir jou gedoen het. Ek hoor hierdie, en weer eens, dis my gedagtes wat gaan. Ek sien hoe 'n klomp skare by mekaar kom en die Here loof en prys en aanbid en al die eer vir hom gee en dit die daklig. Die Israeliete, toe hulle daar in die woestyn was, as hulle geselebrate het, hulle geselebrate. As hulle getreur het, hulle getreur. Dan het hulle self jammer gekry. Maar as hulle geselebrate het, hulle geselebrate. En ek en jy is veronderstel, ons is veronderstel om voluit te gegaan het vanoggend. Ons is net veronderstel om vanoggend hier te jump, skip en jive hier af in die gange en goeders. Van die opgewondenheid oor dit wat Jesus vir jou en my gedoen het. Omdat ons gered het. Jesus is die een wat die weg baan vir ons. Sodat ek en jy in 'n verhouding met die Vader kan staan. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, hy is die weg en die waarheid en niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur hom nie. So, Jesus het die oorwinning behaal sodat ek en jy by God kan uitkom. So ons hoef nie meer vasgevang te wees nie. Ons hoef nie meer te worry eintlik nie. En dis nou vir my wat die voorstaan seker baie makliker om dit te sê. En jy dink nou hier ou se mal van sy kop vanoggend. Weet hy dat sy stres en ek op by hier. Ek is net soos jy. Ons laat worries en stres en al daai goed ons onderkry. In plaas daarvan dat ons fokus op Jesus. Ons hou ons fokus van Jesus af. Ek dink aan Petrus wat op die water geloop het. Petrus het baie mooi op die water geloop toe hy sy oë gefokus gehou het op Jesus. Maar toe hy begin sien, rondkyk, en dis wat ons doen as kinders, ons begin rondkyk. Ons kyk, ons sien hoe gaan dit met daai persoon, en hoe lyk daai persoon se lewe en dan dink jy gaan dit nie maak nie, want jy is so ver van God of dit of dat, en dan begin jy twyfel of jy 'n kind van God is, jy begin twyfel of God vir jou lief is, sien God my raak, hoor hy my geroep, en eintlik al wat hy sê is, hou jou oë gefokus op my, maak nie saak wat nie. Petrus sou nie gesink het as hy sy oë gefokus gehou het op Jesus nie. Toe hy begin sing, toe is God daar vir hom. Imagine, God het gesê, jy wil nie glo nie. Jy het my gesê, kom, ek wil op die water loop, toe kom ek, nou toe laat ek jou kom. En nou loop jy. En nou laat jy loop, nou sing jy, want jou geloof is te kry. En nou Gelukkig is God se genade so groot vir ons, want hy weet, ons gaan partykeer twyfel, ons gaan partykeer wonder.
En weens daai feit is hy bereid om sy genade en sy liefde vir ons te wys elke liewe dag. So die opstanding van Jesus is ons oorwinning, wat ons eintlik veronderstel is om aan vas te hou, wat ons nie moedeloos moet maak, nie moeg moet maak nie. Maar tog haal ons oë af van Jesus. Tog raak ons bang, tog raak ons vreesagtig. Hoeveel van julle het vrees beleef in die week wat verby is? Wie van julle het miskien in hierdie week 'n situasie beleef wat vir jou groter was as wat jy is? Sy krag van haar parabel vir ons. In plaas daarvan net om ons oog gefokus te hou op Jesus. En dit klink baie maklik. En dit is nou. Maar as ons nie gaan aanhou probeer nie, as ons nie gaan aanhou kom by daai plek wat ons kan sê, Here, ons gaan vashou aan U. Hoekom staan jy op? Hoekom staan jy op as jy nie aan God gaan wil vashou nie? As jy sê jy is 'n kind van God. Twyfel gaan daar altyd wees. Maar God is groter as jou twyfel. Mense soek genesing, maar is te bang om die genesing vir hulle te vat. Mense soek 'n finansiële deurbraak, maar is te bang om dit te vat. Mense soek redding van een of ander addiction, maar is te bang om dit te vat. Terwyl al wat ek en jy kan doen, is om ons vertroue in God te sit. En ek weet, dit is makliker gesê as gedoen. Maar klein dit vir jouself vanoggend. Wat gaan gebeur as jy opgee? Wat gaan gebeur as jy opgee? Jy gaan nooit weet wat sou gebeur het as jy ingehou het. Hoor jy wat ek sê? Jy sou nooit geweet het wat sou gebeur het as jy opgehou het. Partykeer moet ons kanse vat. Ek moet net nie stupid goed aanvang, maar jy verstaan wat ek sê. Partykeer moet jy 'n kans vat in die lewe en daai stap van geloof doen. Maar ons kan, want ons is bang. Dus jy weet wat jy weet, dat dit kan twee kante toe gaan. Enige situasie kan twee kante toe gaan. Dit kan goed gaan of sleg. Okay? Maar as jy nie gaan probeer dat dit goed kan gaan nie, hoe gaan jy weet? Jy gaan ophou. Van vrees veroorsaak dat ons nie vashou. En dit is eintlik Jesus se opstanding is die onmoontlike wat moontlik geword het. God het gesê, of Jesus het gesê toe hy op aarde was, terwyl hy saam met sy disippels was, ek gaan weer opstaan. En hulle het nie verstaan. Hulle het eers na die tyd verstaan. Gaan kyk die disippels. Hulle het ook nie altyd net geglo nie. Hulle het ook maar 'n paar keer misgevat. Op 'n stadium het van hulle beklei oor wie is die belangrikste in God se koninkryk. So amper van, ek wil die eerste wees. Petrus wat op die water moes loop, het geloop met te versink. Judas wat Jesus gevolg het, sien wat hom verraai het. Jy het alles, jy sien alles. Maar ons kies die ander kant. So jy kies om op te staan of jy kies om te gaan lê. Jou keuse. Filippense 3 vers 7 sê die volgende: maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as 'n waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus
as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. So hierso sê Petrus, weet jy wat, al wat vir my 'n baat is om Jesus te ken. Al wat vir my 'n baat is om Jesus te volg. Maak nie saak wat die ander goeders is nie, dis nie vir my belangrik nie. Ek wil Jesus volg. Ek moes baie prys gee. En Paulus het baie goeders op die prys gestel om Jesus te volg. En of 'n disipel van Jesus te wees. Wat is ons bereid om prys te gee om Jesus te volg vandag? Jesus vra vanoggend vir jou, wie is ek vir jou? Is ek vir jou 'n bate, of is ek vir jou 'n las? En albei iemand wat gaan sê, dis 'n las, God is 'n las, is die ou wat nie waarlike verhouding met God. Maar eintlik is God vir ons 'n bate. Want God is aan my en jou kant. God veg vir jou en vir my. En ons baie dinge, ek dink nie daar's elke persoon van ons het sekere vrae in die lewe van hoe, en as ek vir jou nou gesê, as jy nou by Jesus kom, wat is jou eerste vraag wat jy aan hom gaan wil vra? Gaan daar baie wees. Maar glo my, as jy daar kom, gaan jy nie baie jou nie vra nie. Jy gaan net bly wees jy dit gemaak. Maar as jy nou die geleentheid kon hê om God 'n vraag te vra oor hoekom, wat sal jou hoekom wees? Wat sal die hoekom wees wat jy wil weet, hoekom het gaan soos met jou gaan? Wat het jy verkeerd gedoen? Waar moet jy verander? Of kan jy nie sê, Here, ek gee completely oor aan U, I surrender to you, God. Ek gee oor, sodat ek kan weet dat U my koning is. Ek weet U die prys betaal, ek weet U die oorwinning behaal, want U het opgestaan. En as gevolg van daai feit dat ek weet U het opgestaan, gaan ek net aan dit vashou. Dis die keuse wat ons voor te staan kom. Alles in die lewe gaan oor keuses wat ons maak. Goeies en slegtes. Ongelukkig maak ons baie keer meer slegte keuses as goeie keuses. Because we don't trust God. You must fully trust God for Him to work. Ons kan nie net gedeeltelik oorgee nie. Wanneer jy jou lewe vir God gee, moet jy alles vir Hom gee. Wanneer jy commit aan God, moet jy fully committed wees aan God. Ek gaan nou hierdie, dis nou baie stupid voorbeeld, maar ek gaan nou so staan. Kom ons sê nou God besluit, hy maak ons net sekere oggende wakker. Jy word miskien maandag wakker, dinsdag word jy nie wakker nie, woensdag word jy weer wakker, dan skiep ons donderdag en vrydag en word jy weer saterdag wakker. Hoe gaan dit met jou gaan? Hoeveel moeilikheid gaan jy inkom? Maar God maak jou elke dag van jou lewe wakker, sodat jy vandag kan aangaan, sodat jy die beste kan gee vir vandag. So dit wat jy gister verkeerd gedoen het, kan jy vandag regmaak. Maar ek sê net die ding, hoe gaan dit wees as God net besluit, weet jy wat, ek dink nie Christel is nodig om, sy kan maar nog slaap. Sy sal het geniet, ek weet maar. Kom, sê nie. Job, jy gaan net 1 keer 'n week werk toe, jy gaan net Vrydag werk toe. Die res, dit is net nie nodig nie, jy hoef nie op te staan nie. Dan was jy 'n robot, by the way, okay? Want dit is al hoe jy so kan operate. Ons het nodig om elke dag met volheid aan te pak en met lus en ywer aan te pak. Maak nie saak wat.
Want God het ons wakker gemaak. God het 'n plan met ons. So, dit nie toe gaan ons mekaar mis as jy sekere dames net sekere dames wakker word. Dit sou nie gewerk het. God maak jou en my elke oggend wakker. En as ons wakker is, kan ons sekere dinge doen. En wat ons veronderstel is om te doen, is om God se naam groot te maak en alles wat ons doen. Die Bybel sê dat wanneer jy iets doen, moet jy dit doen asof jy dit vir God doen, reg? So daai werk wat jy so oor klaar, jy moet dit doen, want jy doen dit vir God. Sekere goed wat jy by die huis moet doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Kan jy ook aan uitkyk? Ons moet ons attitude verander, sodat ons eindresultaat soveel beter kan wees. As ons aanhou op dieselfde trant ingaan, waarom haal jy asem? As jy nie begeer om 'n beter mens as gister te wees vandag nie, hoekom is jy hier? Skus, ek vra jou dit. Want ek en jy is veronderstel om elke dag te streef om 'n beter mens as gister te wees. Want ons is nie garandeer dat môre daar gaan wees nie. So vandag moet jy die beste jy wees wat jy kan wees, sodat as jy môreoggend kan opstaan, kan jy probeer verbeter op wat jy gister is. Dit wil jy glad nie gebeur nie. Ek jammer. Efesiërs 1 vers 15 tot 20 lees ons volg. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Nou, die een vers wat vir my uitstaan is vers 18 wat sê, ek bid dat hy julle geestesoë sal oopmaak. En dis my gebed dat God ons elkeen sy geestesoë sal oopmaak, sodat ons kan beter sien in wat God se plan vir ons lewe is. Sodat ons ook kan sien wanneer daar gevaar is, wanneer ons goed nie moet doen nie, of wanneer goed na ons kant toe kom wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Sodat ons oë gefokus kan bly op God. Ons geestesoë moet die hele tyd eintlik gefokus wees op God. God het vir ons oë gegee om te kan sien. So ek en jy ons kan sien wat om ons is, nou waar ons hier sit. Party van ons het ekstra hulp nodig, maar ons het dit. Okay, ons kan sien. En as gevolg van die feit dat ons kan sien, is ons eintlik veronderstel om ons lewe so te lei dat ons geestesoë groter en beter is as dit, sodat ons kan sien wat God se doel en purpose vir ons op vandag is. En dit alles as gevolg van die feit dat Jesus opgestaan het. Jesus het die oorwinning gekry toe hy die kruis, nadat hy die kruis oorwin het, het hy opgestaan. Die graf is leeg. Ons kan vanoggend met vrymoedigheid na God toe hardloop.
Ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan en ons hart gaan uitstort by hom. Ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan en net gaan kalm raak en rus en vrede vind. Psalm 23 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weidevelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. So God vernuwe ons, want hy is ons herder. En God se begeerte as ons herder is om na ons te kyk en hy wil hê ons moet opkyk na ons herder. Hy wil hê ons moet net sy stemme. Skape luister net na hulle herder se stem. Hulle luister nie na 'n valse herder wat probeer om vir hulle te kom roof en steel nie. Het julle dit geweet? So hoekom kan ek en jy wat God as ons herder het, nie net na God se stem luister nie, maar ons laat toe dat die wêreld se stemme en die vyand vir ons allerlei goedertjies kom inprop in ons koppe in, sodat ons nie op hom fokus nie. Ons is blind vir wat God in ons lewe wil doen, want ons laat nie toe dat God in ons werk nie. Ons is te bang dat God deur ons werk. As ons, kom ons sê, ons verander heeltemal as kinders van God. Wat is die eerste ding wat jy aan gaan dink? Kom ons sê nou, ek het nou, sê nou, môreoggend gaan jy opstaan, jy gaan 'n nuwe mens in Jesus Christus wees. Dit is nou net my storie, my idee. So, dis nie, en jy gaan nou môreoggend opstaan, en jy gaan môreoggend na jou werk toe gaan, of jy gaan na jou skool toe gaan, of waar ook al, en jy gaan nie dieselfde persoon wees as vandag nie. Jy gaan meer vriendelik dalk wees, want jy is dalk nie 'n baie vriendelike mens nie. So nou is jy meer vriendelik, okay? Jy is dalk 'n ou wat like van skinder, nou gaan jy minder skinder by die werk. Jy gaan, so kan ek nou aangaan, so jy gaan 'n beter mens wees, né? Wat gaan die eerste reaksies wat jy dink gaan die mense doen? Wat het van jou geword? Hy het oor haar of sy lewe geloop. En daarom sal ons baie keer nie verander nie, want ons is bang oor wat ander mense van ons gaan sê, as ons 'n beter mens is, in plaas daarvan, dat ons gaan fokus op wat Jesus vir ons sê. So ek sal eerder dieselfde persoon bly, wat ek was, sodat ek net nie die kritiek moet kry van die wêreld daar buite, oor hoekom het ek nou verander nie. As jy miskien altyd ou is wat ja sê, en skielik sê jy nee, verseker goed. Gaan almal ons jou nou judge. Wat is die fout met jou? Ons kinders, dis ons nou 'n tipiese ouer kinderstorie. As mamma nou sê nee of pappa sê nee, dan wil kinders dit ons verander in 'n ja. Ons weet ons van daai een, okay? So nou, net so wil ons, is ons bang dat mense gaan dink anderste van ons dink, as ons skielik ons opinie verander. Of anderste optree, of anderste mens is. En tog moet ons daarna streef om 'n beter mens elke dag van ons lewe te wees. Eintlik is ons nie veronderstel om dieselfde te bly nie, as Jesus in ons hart woon nie. Sy steeltyd. So, jy en ek moet ons geestesoë oopmaak, sodat ons kan sien wat God se plan vir jou en my lewe is, sodat ons nie omgee dat ander mense gaan dit bietjie snaaks dink, omdat ons 'n beter mens is. En weet jy hoekom sê ek wat ek sê? Ek kan onthou, ek het in die hospitaal gewerk. En daar was 'n spesifieke dokter wat elke dag verby ons gekom het. Ek sal net sê naam noem. En hy, ek gaan nou vir julle demonstreer hoe dit ingekom. Hy het so verby jou geloop, jy kon hom groet, hy het jou nie gegroet nie. Dan was daar 'n ander oggend. Nou dit het so een keer miskien in 'n maand gebeur. Môre julle, hoe gaan dit nou met julle? Wat het met die dokter gebeur? Dit was die reaksie van almal by ontvangs.
Almal sou gesê, het jy gesien? Sien, daai dokter is so vriendelik vanoggend. En dan sal ek nie sê dat ek dit bygesien. Maar verstaan jy, ek en jy is veronderstel om nie om te gee oor wat die wêreld sê nie, maar net oor wat God van ons sê. So ons moet ons geestes oopmaak. En ons eintlik ons geestelike ore oopmaak. Sodat ons kan hoor en sien wat God se wil vir ons is. En nie worry oor wat almal sê nie. Hulle moet met die kritiek, hulle moet saamleef op die oor wat hulle sê. Hulle moet gaan verantwoording doen vir wat hulle sê. So verander ons gedagtes hier. En dit is waaroor die opstanding gaan. Sodat ek en jy nie dieselfde mens eintlik moet wees nie, sodat ons kan opstaan as 'n nuwe mens in Jesus Christus. Want dit is ons einddoel, is om 'n beter mens te wees, 'n mens nader aan God se aard. Amen. Romeine 10 sê, Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mense wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim? Nee, dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, sê die skrif, Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. So as jy met jou hart glo en jou mond bely, sal ons in die hemel wees. Sal ons aanvaar dat Jesus gekom het, sal ons aanvaar dat Jesus ons gered het. So ons moet glo en met ons monde bely dat Jesus die Christus is. Niemand nie, dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Ek en jy is veronderstel om die evangelie boodskap te verkondig vir die wêreld. Die goeie boodskap dat Jesus opgestaan het. Die goeie boodskap dat Jesus gekom het ter redding van jou en my. Ons is te bang om die evangelie boodskap van God uit te dra vir die wêreld. Ons is te bang oor wat die wêreld gaan sê van jou en my as ons die woord van God uitbeeld of uitdra vir ander mense. Terwyl ons eintlik net moet vashou aan dit. Terwyl ons eintlik net moet glo dat die woord van God so kragtiglik deur ons kan werk en dat God ons wil hê, hy wil jou en my gebruik om 'n verskil in sy koninkryk te maak. Wat 'n verskil wil jy in God se koninkryk begin maak? Ons selebreit die opstanding van Jesus Christus. Ons selebreit dat Jesus die dood oorwin het. Wat doen jy en ek om daai boodskap wat ons het vir die wêreld uit te dra? Die boodskap van ons redding, die boodskap van ons is gered en ons is sy kinders. En het gekom vir die verlorenes daar buite. Ek love daai song Nobody. And nobody wants to tell somebody about the King of Kings. Hierdie nobody wil vir die wêreld vertel dat Jesus Christus leef. En dit moet my en jou begeerte wees as gevolg van die feit dat Jesus die kruis oorwin het. En dat hy opgestaan het. So my vraag aan jou net vanoggend is jy reg vir jou doel en purpose vir die week wat voor lê? Gaan jy dit wat God jou voorgeroep het, hierdie week aangryp om te doen?
kan maar sê, nog 'n week laat verbygaan. En nog 'n week. En ek weet ons doen dit baie keer. Weet julle wat? Ek het baie keer in die kerk gesit. En dan, julle weet daar uitnodigings wat 'n pastoor aan die einde maak. Dan weet jy met jou hand opsteek. Dan is actually jy met wie hy praat. Jy gaan sit nader op die kerk op daar, jy het om seker te maak, jy steek hom nie op. O nee, jy kan niks doen nie. Hoe kan ek dit nou kan doen? Ek is nie goed genoeg. Ek is nie waardig. Weet julle vir hoeveel weke, en het ek gestoei teen die feit dat ek moet gaan leer vir 'n pastoor. Ek wou eintlik sê dit was jare nie, maar nie net maande nie. Elke keer dan hoor ek dit, en elke keer sê ek nee. En dan hoor ek dit weer en sê ek nee. Tot op 'n dag. Toe sê ek, I give up. Ek gaan dit doen. En vandag weet ek dit. Ek het so groot passie deesdae vir die Here. Ek wil so graag net ek wil alles los en net vir die Here. Dis wat my hart is. Ek wil vir die hele wêreld gaan vertel van hoe groot en amazing God se liefde en genade is. En ek gaan Markus saam met my wat hy doen. Gaan jy vir die wêreld vertel hoe groot en amazing God is? Daar sê. Weet jy wat? Ek en jy is veronderstel om nie bang te wees. Ons is nie veronderstel om vrees te hê om vir die wêreld te gaan vertel hoe amazing hierdie God is, dat hy opgestaan het, dat hy gered is en die hele wêreld oorwin het op die kruis nie. En hy het opgestaan. En daarom kan ons vir almal vertel van hoe groot hy is. Ons moet nie bang wees nie. Ons moet hierdie opgewondenheid in ons hê, ons moet hierdie iets in ons wakker maak. Sodat ons 'n verandering, nie net in ons eie lewe nie, maar in die lewe van die mense om ons gaan bewerkstellig. Vanoggend het ons 2 doopkandidate. Vanoggend, ek gaan op julle wees, ek het julle vertel. Ek wil sien hoe julle verander. En ek weet wat God 'n plan het. As jy hier uitstap, is jy 'n nuwe mens in Jesus Christus vanoggend. As jy uitstap, en ek vir jou sê, die verantwoordelikheid op jou skouers is net soveel groter. Jesus is op pad terug, of jy dit nou wil hoor of nie. Jesus is op pad terug om sy kinders te kom haal. En ek wil nie agterbly. Ek wil bietjie jaloers of bietjie selfsugtig wees wat dit betref. Ek wil sondig. So weet jy wat? Dit is jou keuse. Ons hele lewe is 'n keuse. As ons daai ander liedjie swing wat ons nou gesê het, Reise Halleluja, dan is daar iets, ek bang vir niks. As ons daai liedjie sing, is ek bang vir niks. Want ek weet my God is by my. My God is in die Here. En dis wat ons moet doen, ons moet kan sing, Reise Halleluja. Because no weapon formed against you shall prosper. Maak jouself hoe hard die vyand draai. Want jou God is groter as my vyand. Dat die vyand het gedink uit Jesus oorwin. En toe surprise, die derde dag het hy opgestaan. En oorwin. So jy is vanoggend meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Jy is vanoggend dood vir die sonde en lewend vir Jesus Christus. Jy is vanoggend dood vir jou ou lewe en lewendig vir jou nuwe lewe. En is alles jou keuse. Glo jy dit of glo jy dit nie? Amen. Ek
ek wil afsluit met hierdie stukkie, en ek gaan dit sommer so deel van my doop gedeelte doen. Romeine 6 sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe omdat julle een is met Christus Jesus. So ek en jy is dood vir die sonde, is 'n nuwe lewe, as ons begin saam met Jesus. En vanoggend gaan julle twee daai keuse maak om 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus te begin. Om jou ou lewe af te staan. En te sê, van vandag gaan ek voluit leef vir Jesus. Van vandag af gaan ek luister na God se stem in my lewe. Van vandag af gaan ek gehoorsaam wees aan die roeping wat God op my lewe het. En net so elkeen van ons uit. Ek glo die meeste van ons wat hier sit, is gedoop. En jy het 'n roeping op jou lewe en 'n verantwoordelikheid. Want jy is dood vir jou ou lewe en die lewe in Jesus Christus, want hy het opgestaan. Hy het die dood oor. En net so het jy dit binne in jou. Want jy het God binne in jou. Jy het lewe vanoggend. Jy kan vanoggend kies om God te volg. Of jy kan kies om die wêreld te volg. En wat ek daarby bedoel is, jy kan vanoggend kies om op jou ou lewe in te gaan. Of jy kan kies om 'n nuwe lewe te hê, waarin jy God eerste stel in jou lewe en om 'n prioriteit maak van alles in jou lewe. Want jy is dood vir die ou lewe. Jy kan nie met daai persoon wees. So ek en jy het vanoggend 'n groot keuse en 'n groot voorreg om God te ken. En as gevolg van die feit dat ons God ken en in ons hart het, kan ons vanoggend saam met hom wees, maak besluit. En dat ek en jy daai verantwoordelikheid om God voluit te dien en voluit te gaan vir Jesus. Want Jesus het die vyand reeds oorwin. Hy is 'n wenner. Hy is nie 'n verlorer. Dit is die grootste krisis of die grootste uitdaging wat ons as kinders van God het. Ons weet nie, ons verstaan nie dat ons wenners is. Ons verstaan nie, ons glo nie dat ons oorwinnaars is nie. Ons hou vas aan die feit van wat mens is nie. As jy moet gaan terugdink oor jou lewe, hoeveel negatiewe goed het mense oor jou lewe gesê? Hoeveel negativiteit is daar oor jou gesê oor, jy sal dit nie maak nie, jy kan nie dit doen nie, jy sal nooit iets wees. En waar is jy vandag? Jy kan kies om daai persoon te wees wat er niks is, of jy kan kies om God te dien, jy kan kies om 'n wenner te wees in Jesus Christus, want hy het die prys betaal en hy het jou oorwinnaar gemaak. En die laaste ding waarmee ek wil afsluit, God het nie 'n fout gemaak toe hy jou gemaak het. Jy is hier, in hierdie jaar, in hierdie tyd, vir nou, omdat God 'n plan met jou lewe het. Jy's 'n Ester, jy's 'n Ester, wat gemaak is vir 'n tyd soos nou. Aanvaar dit, glo dit, en maak dit jou eie.
En elke oggend, ek het julle al vertel wat ek gedoen het in die verlede. Ek het voor die spieël gestaan. En dan om my ego te boost, het ek gesê, who's the man? I'm the man. So nou kan jy een nuwe een vir jou. Dan gaan jy sê, ek is gemaak vir 'n tyd soos die. Maak jy saak wie wat sê. Kyk vir jouself in die spieël. Ek is gemaak vir hierdie tyd. En niemand gaan my anders vertel. Amen. Kom ons sit net so met ons. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend U te ken. Wat 'n voorreg is dit om te weet dat U lewe en regeer. Here Jesus, ek is so opgewonde om in hierdie dag te wees en om Here net die opstanding te vier, te celebrate wat U vir ons gedoen het. Here, om te weet dat ek vandag 'n wenner is en nie 'n verloorder nie, dat ek weet dat ek nie 'n fout is nie, maar dat U 'n plan het met my lewe en so ook met elke persoon wat hier voor my sit, Here Jesus. U het 'n groter plan met hulle lewe, Here. Daar is soveel waarvoor hulle dankbaar kan wees in Jesus Christus. Hulle moet net vashou en vertrou en glo, Here Jesus. Here, ek bid dat ons sal wees, Here, nie soos 'n Petrus wat getwyfel het, maar soos 'n Petrus wat op die water geloop het, elke dag van ons lewe, en sal uitklim uit die boot uit en glo dat ons God leef en ons God regeer, Jesus. So, Here Jesus, ek kom vanoggend, waar ons nou hierdie amazing dag het, Here, hierdie amazing geleentheid vier van wat U gedoen het, Here. Kom ek net en ek vra, Here, lei ons vandag, bewaar ons vandag en beskerm ons, Here. Here, maak ons gedagtes, dat het gefokus sal bly op U, Here, en nie op dit van die wêreld, Here Jesus. Dankie, Vader, vir elke keer wat ons het om op U te vertrou, Here. Dankie vir elke keer wat ons het om ons oë gefokus te hou op die koning van die konings, Jesus. Here, help ons om sterker te wees as wat die vyand kom om ons te kom roof en steel by ons, Jesus. Help us to raise a hallelujah to the King of Kings, so that we will stand on His word, on His promises, and your promises alone. I pray that in Jesus' name. Amen.